Baie welkom aan almal wat by Homebase by ons aansluit hierso by die Woord in Diepte. Ek en Rebecca is weer hier om vir julle te lei in die volgende Bybelstudie. En dis my interessante onderwerp. Verras deur genade. Die boek van Josua is vol verrassings. En dit wat ons, die geloofslesse wat ons daaruit kan leer. En in ons gebedsfoto het ons daar 'n aksieskildery waar die mure van Jerusalem omval. En hoe die skilder dit daar aangedui het. Ek dink dit was iets om te beleef, want hulle het gebewe van benoudheid. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, terwyl ons hierdie Bybelstudie deurgaan en in hierdie gedagtes dink, verhelder ons gedagte met U Heilige Gees, dat ons die geloofslesse daarin mag raak sien en toepas in ons eie lewens. Amen. Hebreërs 11 vers 31. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En baie mense se wenkbroue lig as hulle Rahab se naam lees hier in Hebreërs in die geloofshoofstuk. Maar dit is vir my so mooi, so pragtig, wanneer iemand vanaf die wêreldse dinge geloof toon in God se woord en sy die Here erken het wat die Israeliete gelei het en die Here het haar nie gelos nie, hy het haar ingebring. Josua 2 vers 1. Daarop het Josua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en Jerigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. Dit is vir my interessant dat waar die Here vir Moses gesê het, stuur 12 spioene. En so het die Here reg opgetree deur een uit elke stam te stuur. Maar omdat net 2 van hulle, dis nou Josua self en Caleb, 'n positiewe verhaal teruggebring het, kies Josua hier in die geheim net 2 manne en dan seker 2 van sy handlangers en hy stuur hulle en hy sê, gaan kyk hoe lyk die land, gaan bekyk die land, gaan kyk hoe lyk Jerigo, dat ons weet watter pad ons moet loop, wat die maklikste is vir al hierdie mense om te stap. En hulle toe gegaan in die huis van Rahab en daar gaan kyk. Numeri 13 vers 1. En die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle 1 man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. Ja, so het Moses die manne uitgestuur, en nou stuur Josua die 2 manne uit. Numeri 13 vers 25. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Dit laat my dink aan 'n professor wat eendag in die klas 'n toets gedoen het met sy klas.
Hy het 'n bladsytjie vir elke leerling gegee en daar op die bladsy was 'n kolletjie, 'n punt in die middel van die bladsy. En hy het gesê, skryf 'n hele opstel, 'n hele bladsy oor hierdie bladsy. En almal het geskryf oor die punt. Hulle het net dit raak gesien. Party het gesê hoe ver die punt van bo is en van regs en van links is en van onderaf is, hoe groot die punt was, wat die verhouding van die punt tot die hele bladsy was, en so het hulle te kere gegaan. Want wat moet jy sê? 'n ander persoon het geskryf oor die skoon bladsy. Hy het nie die punt eers raak gesien nie, want dit was maar 'n baie klein gedeelte daarvan. En so het van daardie mense met die geskiedenis daar in Moses se tyd, het laat een feitjie, die feit dat daar Enakite was, waar die Here se krag getoon kon word om hulle uit te roei. Hulle het net daai probleem raak gesien. En hulle het dit as 'n probleem raak gesien en nie as 'n uitdaging nie. Nou wat het daarna gebeur? Het hulle enigiets sigbaar van die vrugte teruggebring van die land? Lees vir ons Numeri 13 vers 23. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny en 2 het dit aan 'n draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Nou, hierdie sinnetjie van sprinkane het vir my regtig gekielie. Daar was 2 kante. Ons was so sprinkane in ons oë, so in ons eie oë, in ons denke, was ons as Joodse mannetjies, as Hebreërs hier, maar klein gewees teen hierdie reuse. En dan sê die teks, so was ons ook in hulle oë. So hulle het gedink dat die mense kyk na hulle en hulle sien, maar hierdie is klein mensies, is klein mannetjies. En toe het ek het goed gedink om die volgende tabelletjie op te stel. En as jy na daai tabelletjie kyk, aan die linkerkant sprinkane en aan die regterkant die toepassing op Israel. Punt nommer 1. Sprinkane bedreig die landbouoes. Nou, watter landbouoes is dit? Het Israel nie die plaag van die sprinkane deurgemaak in Egipte nie? Het hulle sprinkane geken? Natuurlik het hulle dit geken. Daar was daar die plaag. En dan dit het Israel se hele ekonomie bedreig. En Egiptiese ekonomie bedreig. Punt 2. Sprinkane kom in groot getalle voor. Swerms is nie 100 of 200 groot nie, hulle is ter miljoene. Israel was tussen 2 en 3 miljoen man sterk. Derde punt, sprinkane is klein. En hulle het self klein in hulle eie oë gevoel en die ander mense het gesien dat hierdie Hebreërs maar klein is. Maar Israel se God was groot en Josua en Caleb het dit raak gesien. Punt 4. 'n sprinkaan is 'n reindiertjie. Levitikus 11 sê dat hy springbene het en hy is rein. Die Israeliete se godsdiens was sonder enige afgodsdiens. Dit was 'n rein godsdiens. Punt 5. God stuur die sprinkane in die Egiptiese plaag. En God lei die Israeliete nou. Punt 6. 'n sprinkaan is 'n teken van God se mag. Israel se verlossing is 'n teken
van God se mag. Dis dieselfde God wat hier intree. En aan die 7de punt, sprinkane is lewend, dis nie klippe nie. Dis nie afgode nie. En Israel dien 'n lewende God. En Josua en Caleb het hierdie feite besef, dat hulle 'n groot God dien, wat met sy beloftes, wat hulle sal deursien in hierdie land. En daar, in die bygaande foto, wat jy daar kan kyk, sien jy 'n ou rooi stink sprinkaan, wat daar op 'n madeliefie sit hier in Namakoland, en hy vreet daar die madeliefie op. En so het hulle gesê, sal hulle ons opvreet. Lees vir ons Numeri 14 vers 1. Toe het die hele vergadering uitgeroep. Hulle het hul stem verhef en die volk het die nag geween. So daar was 'n gesaanikry en 'n gehuilery en 'n benoudheid gewees wat hulle self gemaak het in ongeloof. Vers 2. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. Nou, ek wil net hierso eers stil staan. Mense, ek wens dat ons luisteraars vir 'n oomblik kan aandag gee en besef dat ons woorde dra gewig. Wetenskaplikes het nagevors en gevind dat daar 'n direkte verband is tussen die woorde wat jy sê en wat jou eie ore hoor en dit wat binne in die sel plaasvind. Die metabolisme van 'n sel, sy werking word direk geaffekteer deur dit wat mense sê en hoor en inneem. Ander teks sê dat dit waar ons gedurig na kyk, gedurig sien in die omgewing van iets is, dan word ons naderhand net so. As jy afgode aanbid, dan word jy naderhand net soos daai afgod. En die woorde wat ons sê, tel soveel. Ons voorspel as dit ware wat gaan gebeur. En as jy mooi kyk, dan sê dit hier, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het. Hulle wens, hulle kon sterf. Het die Israeliete uitgesterf daai 40 jaar, die manne wat oor 20 jaar oud was, wat uit Egipte uitgetrek het? Die tweede punt, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, het hulle in die woestyn gesterf? So, deur jou woorde word jy geoordeel of beoordeel. En die Here luister, wat het die mense geskreeu? Toe Pilatus gevra het, wat moet ek dan maak met Jesus? En toe skreeu hulle, kruisig hom. Laat sy bloed op ons en ons kinders wees, daai verskriklike woorde. En so moet ons waak oor wat ons sê en wat ons dink, want ons word so verander. Soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. Vers 3. En waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Hierso blameer hulle vir God. Waarom bring die Here ons na hierdie land? So het Adam en Eva God blameer. Dis baie gevaarlike woorde hierdie. En let dan op die volgende. Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? Hulle wil teruggaan na waar hulle die Sabbat nie gehou het nie, waar hulle geslaan was, waar hulle onderdruk was. Hulle wil teruggaan na Egipte, wat 'n lewe van sonde voorgestel het. En hulle sê ons kinders en ons vrouens. En dis juis hulle kinders wat die beloofde land binne gegaan het. So, hulle het negatief gereageer. Vers 4. En hulle sê vir mekaar,
Laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Toe hulle eie woorde hoor, toe gaan dit oor 'n aksie. Nou wil hulle teen God se wil weer teruggaan. Hulle het lankal vergeet van die swaar kry van Egipte. Hulle kyk net vas in die prentjie in hulle kop van die Enakiete. En in die foto wat ek hierby ingesluit het, sal jy sien daar staan 'n pelikaan. En daai pelikaan het 'n geweldige groot bek. Ek wens hy kan hoor wat ek nou sê. Dit wat jy sê, word baie keer waarheid. Ons moet versigtig wees met wat ons sê. Lees vir ons 14 vers 5. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. En hierso sê hulle is ons spys. Ons sien die geloof hier van Josua. Want hulle het gesê, die sprinkane, ons het gelyk so sprinkane. Wat doen sprinkane? Hulle vreet jou oes op. En hier sê Josua en Caleb, ons gaan hulle opvreet, hulle is ons spys. Net soos die sprinkane in Egipte die oes opgevreet het, dat daar niks oorgebly het nie. En wat gebeur toe? Woorde gaan oor in aksie, en bose woorde en negatiewe woorde en ongeloof gaan oor in aksie. En wat is daardie aksie? Vers 10. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Toe wil hulle vir Josua en Caleb doodgooi met klippe. Maar die heerlikheid van die Here het op daai oomblik tussen beide getree en het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Sjoe. Jy kan sê dat hierdie menigte was slawe in Egipte. Hulle het dit maar swaar gehad, hulle het gesukkel om gehoorsaam te wees. Hulle was gewoond aan gode waaraan hulle kan vat, sigbare gode. Maar, as jy net so opkyk in die rigting van die tabernakel, bokant hulle kamp, het die wolk gehang van God se teenwoordigheid. En in die nag was daar die gloed, daar waar dit 'n vuur was, in die tabernakel. God se sigbare teenwoordigheid was by hulle al die tyd. Terwyl hulle die goue kalf ook gemaak het, was sy sigbare teenwoordigheid daar vir die wat net hulle oë wou oopmaak en kyk. Maar hulle het blind geword deur hulle ongeloof. Ek het 'n fotootjie hierby gesit toe ek deur die Karoo gery het, jare gelede. Toe ry ons deur 'n sprinkaan-swerm. En daai sprinkaan-swerm was omtrent iets om te sien. Die hele lug was so grys gewees en jy kon net die vlerke jy kon so 'n dowwe geluid hoor soos al hierdie sprinkane vlieg. En ek het uitgeklim met die kamera daar in die veld rondgeloop en toe kry ek die volgende fotootjie.
Hier het een van die sprinkane nie gekyk in watter rigting hy vlieg nie en in 'n web van 'n tuinspinnekop vasgevlieg. Jy kan nog die agterpoot daar sien van die sprinkaan wat in die web toegespin is en die tuinspinnekop was besig om met sy kaakkloue die sprinkaan te byt en gif in te spuit in hom, want hy het nog hier en daar bietjie geskop. En later aan sou hy hom opvreet. En dit is die lot van hulle wat nie geglo het nie. Vers 11. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het, ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei. En ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Hier verskuif die klem nou van die ongehoorsame volk na Moses toe. Die Here het die volk getoets, hulle het nie geslaag nie. En nou toets hy hierso vir Moses. En Moses staan sterk. Hy neem dit nie kop toe nie, hy sê nie, Here, gaan aan en maak my 'n groot nasie. En jy tree in vir die volk. En ons gaan net vir 'n oomblik na die Nuwe Testament toe. En ons kyk hier na Johannes 18 vers 16. Hoe het Petrus gestaan toe hy getoets word en Jesus in die geregsaal was. Lees vir ons Johannes 18 vers 16 en verder. Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan, en die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster, vir Petrus, jy is tog nie ook een van die disipels van hierdie mens nie? Hy sê, ek is nie. En die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan, wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hulle daar warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan, om hom warm te maak. Het die Here vir Petrus hier gelos? Het hy hom nog lief gehad? Het hy nog vir Petrus omgegee? Hier was 'n toets wat in Petrus se lewe gekom het. Net soos wat Moses getoets was, net soos wat Josua getoets was, net soos ons getoets word elke een getoets. In Johannes 18 vers 25 sê, En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sê vir hom, jy is tog nie ook een van sy disipels nie? Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was, van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het dit weer ontken, en dadelik het die haan gekraai. Dit was nie belangrik of Petrus, ek weet nie hoe om dit te sê nie, hoe hy geval het hier nie, en hoe groot sy sonde was nie. Maar het is belangrik om te besef, dat God waar hy hier geval het, hom nie alleen gelaat het nie. Dat hy vir hom omgegee het. Dat sy Heilige Gees nog met hom gepraat het. En wanneer ons moedeloos voel, wanneer ons spreekwoordeliks gewys die haan hoor kraai, moet ons weet dat daar nog genade by God vir ons is. Die Here wil hê ons moet na hom toe kom. En wanneer ons die laagste voel in ons geestelike ondervinding, dan is God die naaste aan ons. En hy is daar om ons op te help, om ons genadig te wees. Maar ons kan so behep wees met ons naaste in 'n geveg met hulle, soos hierdie twee haantjies. Hierdie twee haantjies daag mekaar uit, en jy kan sien hoe hulle daar staan en veg, die een teenoor die ander.
En elkeen dink hy is net die belangrikste. Johannes 21 vers 15 kom Jesus weer na Petrus toe. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Nou hier het die Here daai vraag 2 keer gevra. Met ander woorde, Petrus het dit nou dubbel gehoor en hy die boodskap gekry. Maar Jesus hou nie op nie, want hy ken die toekoms en hy ken vir Petrus. En nou doen hy dit 'n derde keer, vers 17. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Dis vir my interessant dat Petrus het Jesus 3 maal verloon, en God het hom nou gevra vir 3 keer, of hy 3 keer agter mekaar, of hy hom lief het. Hy het sekerlik terugverwys na daai 3 verlonings, en hier herstel hy vir Petrus. En die ander disippels was daarby, en hulle het gehoor. En as ons lees hier in Johannes, dan vind ons dat God se genade, verrassende genade, is so groot. Hy verras ons keer op keer. Kom ons keer terug na Josua 2 vers 2 toe, en ons kyk 'n bietjie wat daar gebeur het met daai 2 verkenners wat uitgestuur is. En toe daar aan die koning van Jerigo gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken, stuur die koning van Jerigo na Rahab om te sê, lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek. En sy het gesê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal. Nou, dis vir my interessant hierso, dat die koning besluit hier, en hy stuur sy soldate, en hy sê, ek bring daai manne. Net so het koning Herodes 'n bevel gegee, daai wrede koning, en sê, maak al die kindertjies, 2 jaar en jonger dood. En het hy Jesus doodgemaak? En dis nie net die koning nie, dis Satan, die draak, die ou duiwel, wat Lucifer was, wat die duiwel geword het, wat agter die hele plan was, en wat die verlosser om die lewe wou bring. Maar het dit gewerk? Nee. God het deur 'n engel aan Josef verskyn en gesê, vlug. En Josef het nie gewag tot die volgende oggend nie. Hy het sy donkie opgesaal en hy het onmiddellik gevlug. En die lewe van Jesus is daar gespaar, en die duiwel het nie daarin geslaag nie. En hierso is die 2 manne op die dak, hulle word onder die vlas daar op die dak weggesteek, en die manne gaan uit die poort uit, en hulle gaan soek, en hulle kry niks nie.
Weer hier tree die Here op vir sy kinders, vers 6. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe. En die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die 2 konings van die Amoriete, Sion en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Net tot daar. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Maar ons knie het gebewe, ons moed was daarmee heen. En al hulle krygstuig het niks beteken nie. Hulle dik mure het ook, hulle was benoud gewees. So die hele uittog uit Egipte het soos veldbrand versprei oor die hele destydse wêreld en almal het geweet, Jerigo se mense ook. En van Sion en Og het hulle ook geweet. Hulle het al hierdie dinge geweet en gehoor. En so het Rahab dit ook gehoor. En nou vers 11. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Nou let nou baie mooi op die volgende woorde. Want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Want, hier kom die gevolgtrekking, want. En Rahab sê, want, julle God, hy is God. Daardie paar woorde sê vir my so baie. Die Here het daardie woorde gehoor. Die Here, julle God, hy is God, hy is die ware God, hoofletter G. Hier bely Rahab die Godheid. Hier bely sy wie in beheer is. Hier bely sy dat afgode niks is nie, maar dat God alles is. En hierdie belydenis is haar eie belydenis. En God in die hemel hoor dit. En hy tree op. So het Nebukadneser gestaan en hy het oor die hele stad Babylon gekyk. En hy sê, is hierdie nie die groot stad wat ek gebou het nie. En toe tref die engel hom. Daardie visioen van die boom wat afgekap is, net die stomp het oorgebly. Toe het hy gaan gras eet vir 7 jaar. En daarna het hy gesê, dieselfde woorde wat Rahab hier sê, daar is net een God. En God is genadig vir wie hy genadig wil wees. Maar hier het Rahab God bely en die Here daai woorde gehoor. Net so ook met Rut. Ons het nie tyd om almal deur te gaan nie. Maar Rut het ook 'n Moabiet wat verbied was om in die Joodse kamp in te kom. Sy het die God van hemel en aarde het sy erken. En sy het in Naomi God gesien. En sy wou hom aanneem. En God het gekom. Jesus het gekom na hierdie aarde. Nie vir hulle wat gesond is nie, maar die geneesheer het gekom vir hulle wat siek is. En hier tel hy vir Rahab op. Die water wat vir die Israeliete onoorkomlike hindernis was. Die water van die Rooi See, ons kan nie deur nie, en hulle skree vir Moses, ons gaan as slawe terug aan Egipte toe. Daar dieselfde water gebruik God om hulle vyande in te verdrink. En hulle vyande is deur die water gedood.
dit is vir my, wanneer ons geloof toon in God, dan tree hy op. In die bygaande foto is daar droë modder. En so het die Israeliete deur die Rooi See getrek op droë land en hulle daai droë modder tot poeier vertrap. En die Here het hulle gered. Hebreërs hoofstuk 11 en vers 31. Let nou op, dat hier lees Rebecca nou uit die geloofshoofstuk van Hebreërs. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En daar's meer aan as net dit. Dis nie net omdat sy vir hulle goed was nie. Dis omdat sy die Here bely het. Die Here, julle God, hy is God. In die hemel daarbo en op die aarde hieronder was haar eie woorde van belydenis. Josua 2 vers 12. Sweer dan nou tog vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys. En gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood. En let nou op hierso, dat Rahab nie net vir haarself skerm nie. Sy dink aan haar geliefdes, aan haar pa en haar ma. En dit wys vir my, dat daar 'n gesinsband is. Hulle wat naby jou is, dat jou hart uitgaan na hulle ook. Want sy het geweet, die koning en almal is bevrees. Maar sy het ingetree vir haar gesin. En so is hulle ook gered. 2 vers 14. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in julle plek sterwe. As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het, en daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die manne vir haar, ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder, en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. So, daardie rooi tou was dan 'n teken gewees, wat in die Israel se manne versprei is, en die hele laar, dat hulle weet, dat daardie huis, bly daar die vrou wat hulle beskerm het teen die koning, en hulle moes daardie huis nie plunder nie, en so het sy almal in 'n huis versamel. En nou is dit baie interessant, toe hulle Jerigo ingeneem het, wat het gebeur? Ek glo die engele het gekom, en hulle daai mure van Jerigo laat val, want Jerigo se sterkpunt was hulle geweldige mure, die dubbelmuur wat daar gebou was. Daar was 'n buitenste keermuur en daar was dan die hoë binneste muur. En waar was Rahab se huis? Was dit in die middel van die stad? Dit was juis in die muur wat omgeval het, of wat sou omval. En die engele het daardie stukkie muur laat staan. Jy weet, dis vir my net wonderlik hoe God werk. Dat hulle daardie rooi toukie daar aan die venster gesit het, en hulle kon dit sien, en almal wat daarin was, is beskerm. Vers 19. Elkeen wat dan uit
die deure van jou huis buitentoe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig, maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is. Hier is weer interessant. Hier praat dit van bloed, en dit praat van 'n huis, en weer dink ek terug, toe Israel binne in Egipteland was, moes hulle die bloed aan die deurkosyne smeer. En hulle moes daardie nag nie uit hulle huis uitgaan nie, want die engel van die dood het daar gekom. En wanneer hy die bloed sien, dan het hy geweet, hierdie is God se gehoorsame kinders, en dan het hy verbygegaan. En die hele Egipteland se eersgeborenes het gesterf. En hier weer waar die Hebreërs daar die rooi tou gesien hange daar teen die muur. Hulle het dit al gesien toe hulle die eerste keer om Jerigo loop, en die tweede keer, en die derde keer, en die sewende keer. Het hulle dit gedurig gesien en geweet daar bly Rahab. So werk die Here. En in die toepassing daarvan, Christus se bloed, sy rooi bloed is vir ons gestort, dat ons gered kan word. Vers 20. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos julle sê, is dit goed. En sy het hulle laat gaan en hulle het weggegaan. En sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Exodus 12 vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. En so was hulle beskerm deur die bloed. Dis vir my baie pragtig. En nou as ons teruggaan na Josua toe. Josua hoofstuk 9 vers 1 sê, en toe al die konings wat wes van die Jordaan was, op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus, die groot see aan die kant van die Libanon toe, het die, en dan noem het al die nasies, die Hetiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete. Toe hulle dit hoor, het hulle by mekaar gekom, en nou kom hulle saam veg teen Israel, en teen Gibeon, en toe laat weet hulle het ook met lus gehandel. Nu kom die mense van Gibeon af, en hulle kom daar aan met verslyte sakke en verslyte gelapte klere, en hulle vertel vir Josua 'n groot en 'n lang storie, en hulle is agterdogtig, maar uiteindelik, toe glo hulle die storie. Lees vers 4 en 5 van Josua 9. Het hulle ook met lus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel, en verslyte sakke op hulle esels geneem, en verslyte wynsakke wat geskeur en weer toegebind was. Ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete, en verslyte klere aan hulle lyf, en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. Nou as ek daar die patetiese groepie mense moet sien waar met daai verslyte klere, dan dis net oorweldigende bewys, maar soos die woord sê, hulle het met lus gehandel. En in die bygaande foto kan jy daar gemufte brood sien wat ergens vir 'n maand toegemaak was in 'n houer. Dit is iets vreesliks om dit te sien.
En Josua het hulle geglo, en toe 'n verbond met hulle aangegaan, en toe moes hulle daai verbond hou. En Josua 9 vers 6 sê, so het hulle dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal, en aan hom en die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af. En hy het aan hulle gesê, miskien was julle nie saam met ons nie. En wat ek hierso probeer verduidelik is dat die duiwel kom met lus. Hy kom met oorweldigende bewyse en ons sien dit nie raak nie. Ons kan dit nie raak sien sonder genade van die Here nie. As Josua gesê het, soos Moses, ons moet eers die Here raadpleeg. Ons moet hom gaan soek. Ek dink aan Dawid, wat altyd gesê het, kom ons raadpleeg eers die Here en ons hoor wat sê die Here. Dan het hulle nie in hierdie slaghuister getrap nie. Maar ons weet dat hierdie lewe waarin ons lewe van misleiding en bedrog, daar's niks meer wat 'n mens kan glo nie. Is dit 'n tyd wanneer ons God moet ken, soos Moses God geken het, soos Josua na die stem van die Here geluister het. En in die gebedsfoto kan jy daarso 'n broodjie sien met 'n koringaar daarop. Dit is die ware Jakob. Dis nie nagemaak nie. Daar's niks uitgesif nie. Dis lekker 'n volkoring aar wat daar lê op die brood. En so moet ons God se woord altyd aanvaar, bo dit wat mense doen. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, ons sê dankie vir u woord. Dankie dat ons nog u woord het wat tot ons spreek, dat dit waarheid is, dat dit suiwer is. En wanneer die duiwel kom met sy namaaksels, gee vir ons daardie oë om te sien wat reg is en wat verkeerd is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.